Goeiemôre vriende, familie in ons Here Jesus Christus. Vanoggend groet ek julle sommer net met die wonderlike wete dat ons God groter is as enigiets wat ons kan deurmaak, dat hy groter is as enige omstandighede waarin ons onsself mag bevind. En mag ons ook vanoggend weet en hierdie sekerheid saam met ons vat, dat ons God saam met ons is deur sy Heilige Gees en dat hy kragtig deur ons werk, selfs al kan ons sekere dinge nie op hierdie stadium ook doen en aanpak nie. Ek wil vanoggend sommer net vir ons iets kom meedeel. Ons het die laaste tyd baie dinge gehoor oor die coronavirus. Ons het boodskappe gehoor wat ook daarbey aansluit. Ons het in hierdie tyd baie dinge met mekaar ook gedeel rakende die virus. En vanoggend wil ek sommer net vir ons iets kom deel uit die woord uit rakende God se hoop, die hoop wat hy vir ons bring en vir ons gee. En ek het baie oor gedink en ek het gewonder, maar waar kan 'n mens begin? En dit is juist daar waar 'n mens moet begin, by die begin. Daarom lees ek vanoggend vir ons uit Genesis 1 uit. Ek lees vir ons van vers 1 af tot en met die einde van vers 5. Kom ek lees dit vir ons. Dit sê: In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê: Laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien die lig is goed en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword, dit het môre geword. Dit was die eerste dag. Ek dink vanoggend kan ons uit hierdie gedeelte sommer net weer raak sien en besef dat ons God alles tot stand laat kom het. Dat ons God die een is wat sê, laat daar lig wees, en daar was lig. En ek dink vanoggend is daardie wete vir ons oorweldigend, want in hierdie tyd van krisis, in hierdie tyd van soveel donker dinge, in hierdie tyd waar ons onseker is oor baie dinge, onseker is oor die toekoms, onseker is of hierdie nie dalk die einde nie. In hierdie tyd van donkerte kom sê die Here vir ons, laat daar lig wees, want ek sê vir jou, dan sal daar lig wees. Ons moet vertrou in die Here in hierdie tyd, ons moet vertrou dat hy daardie donker dinge in ons lewens, dat hy dit kan lig maak. Want hy het aan die begin die donkerste van alle dinge hierdie skepping gemaak. Hy het dit tot stand laat kom, net deur te sê, laat daar lig wees. En so kan die Here ook in ons lewens soveel dinge laat plaasvind, soveel dinge laat gebeur, soveel dinge laat tot stand kom, deur net een woord te spreek. En deur sy Heilige Gees werk hy ook deur ons en lei hy ons en help hy ons om ook dit te besef, dit te weet, maar dit ook te leef in ons eie lewens. Ons hoef nie te twyfel in dit wat God mee besig is nie, want alle situasies, alle omstandighede van ons lewens, hy gebruik dit. Maak nie saak watter pad jy al in hierdie lewe gekies het nie, maak nie saak hoe ver jy afgedwaal het van hom af nie. God was daar saam met jou. Het gaan nie oor die regte of die verkeerde keuse nie. Ja, daar is 'n regte en 'n verkeerde keuse, maar dis nie waar dit gaan nie, dit gaan oor die feit, dat maak nie saak watter keuse ons in hierdie lewe maak nie. God stap die pad saam met ons. En ek wil graag hê dat jy dit moet onthou in hierdie tyd, dat jy dit moet weet, dat jy moet besef dat God sê vir ons, laat daar lig wees, en daar was lig. En daarin moet ons vashou, daardeur moet ons weet, dat God ook hierdie donker tyd weer sal lig maak. Ek groet julle, baie dankie, ek hoop dat julle 'n baie geseënde dag sal hê, 'n dag gevul met sommer net die Here se teenwoordigheid, mag julle stil word by hom en besef dat hy ook hierdie tyd vir ons elkeen gegee het, om net by hom opnuut te kan stil word, en ja, mag ons sommer net veilig wees, na mekaar ook kyk, en mag ons verantwoordelik optree, omdat die Here ook vir ons die vermoë gegee het, om so te kan maak. Ek groet julle.